Hier is die skets wat jy gekry het, die figuur wat se omtrek jy moes bereken. As jy nie begin het deur vir jouself dan hoe klein dit te gee nie, dan het jy klaar vir jouself die lewe baie moeilik gemaak. Die eerste ding wat jy moet doen is om vir jouself te sê, ek wil 'n formule skep om die oppervlakte van hierdie figuur te bepaal. Kyk nou wat doen ek. As ek nou die formule gemaak het, nê, dan sê ek AF, ek het AF. AF is wat? AF is 3,2 cm. Daai geboë lyn AB, ek moet hom kry. So ek moet daai lyn kry. Het ek lyn BK? Weet ek wat is BK se mate? Dian? Weet jy? Nou goed, skryf daar neer. Ek moet BK vind. BK moet ek vind, want as ek nie BK, nommer nou, kyk hoe het ek genommer, en nommer soos wat benoem, nie nommer nie, benoem, en doen dit. Het ek KD? Ja, ek het KD. Goed. Het ek daai halfbogie wat ek DE noem? Nee, ek het hom nie. Ek moet hom kry. Dit is nie die halfbogie nie. Okay, Dit is daai stuk van DE wat nie 'n lyn is nie. So die stuk wat ek nodig het is FE. Het ek FE? Nee. Goed. Kan jy sien hoeveel makliker is dit nou? Al wat ek nou moet uitwerk, ek weet nou presies wat moet ek kry. Ek het 2. Ek het KD is 3,4. KD is 3,4 cm. Dan is daar 4 berekeninge wat ek moet doen om die ander lyne uit te werk. As ek daai 4 gedoen het en ek sit net daardie waardes in my formule, is die probleem opgelos. Dit is wat jy moet doen. Dit moet jou eerste stap wees. Goed. Wat het jy gedoen, François? Ek het die vorm verdeel in 2 vorms. Ek het gesê, of 3 vorms. Goed, hoekom wil jy dit doen vir die omtrek? Want ek weet ons nou die omtrek van 'n reghoek is 2 maal 1 plus meter. Goed. Dit is waar. Dit is okay. Ek kan net alles met by mekaar. Goed. As jy dit so wil doen, dit is heeltemal 'n geldige manier. So in watter 3 figure het jy hom opgedeel? Ek het die halve sirkel. Die halwe sirkel, ja. En ek hier so 'n stoppellyn gemaak en ek hierdie stukkie. Goed, so jy dan jy daar 'n stippellyn gemaak? Yes. Dan jy daai reghoek daar gevat. Yes. Is ek reg? Ja. So jy daar dan ook eintlik 'n stippellyn gemaak, nê? Nee? Ja. Goed. En dan het jy daai reghoek daar gevat. Yes. Alright. Dit is heeltemal 'n werkbare manier. Ek dink dit is 'n baie moeilike manier. Weet jy hoekom? Hoekom? Kom ons kyk of jy kan uitwerk hoekom. Die probleem wat jy nou gaan hê is, jy kan nie net die omtrek van hierdie figuur vat en die omtrek van hierdie figuur vat en dan die omtrek van daai en die omtrek van daai, want nou gaan jy hier met 'n lyn sit wat jy gaan bytel, wat jy gaan moet onthou, ek moenie daai lyn bytel nie, ek moet ook nie daai lyn bytel nie, ek moet daai stukkie ook nie bytel nie. Kan jy sien dat dit baie moeiliker maak? Dit sou baie beter gewees het om net jou formule te skryf en net te fokus op jou lynstukke. So kom ons kyk of jou manier vir jou aan die bas gebyt het en of jou manier gewerk het. Want dis 'n komplekse manier wat jy gewerk het. Goed. Hoe gaan ons die omtrek van daardie halfsirkels bereken?
Kom ons begin altyd by die formule. So, wat is jou eerste stap gaan wees? Nee, 2 maal pi. 2 maal pi maal radius. Goed, nou skryf ek vir myself. Wat gaan ek nou bereken? Ek bereken nou die omtrek van die halfsirkel AB. OK. En dit is gelyk aan, nou moet jy as jy daai formule reg neerskryf, dit is 2 pi radius, maar ek moet dit deel deur 2. Nee? Want ek werk nie met die hele sirkel nie, ek werk net met daai stukkie. Goed. So, weet ek wat is die radius? Die oomblik wat ek daai radius daar neerskryf, nee, moet ek vir myself sê, wat is die radius van daardie sirkel? Wat is die radius van daardie halfsirkel? 0.7. 0.7, want dis 1,4 gedeel deur 2, want hulle gee vir my die middellyn. So as ek die radius wil hê, moet ek dit halveer. Het julle dit so gedoen? Yes. Okay, 0,7. Goed, so my formule gaan wees 2 maal 3,14 maal 0,7 gedeel deur 2 en werk gou vir my uit, wat het julle gekry? 2 maal 3,14, wat doen ek as ek daai 3,14 sê, wat is dit? Dit is 2,2 centimeter. Het jy so iets gekry? Ek was op pad na reg pad, maar ek dink ek van verkeerd. Right. Doen ons die omtrek van die halfsirkel, DE. Dit gaan presies dieselfde wees. Wat is die radius van daardie sirkel? 0,8. Met radius 0,8 is 2 pi radius gedeel deur 2 en dit is gelyk aan 2 maal 3,1. O, jy het nog nie vir gesê nie. Daai 3,14, wat is dit? Wat se waarde is dit? Wat ek as 'n desimaal geskryf het? Nee, watter waarde het ek nou as 3,14 geskryf? In my som. Watter waarde wat 'n konstante waarde is 'n konstante verhouding, het ek geskryf as 3,14. Ek het hom as 'n desimaal geskryf. Ja, nee? In die formule 2 maal pi maal radius. Ek sit nou waardes daarin en ek maak hulle almal desimaal, want dit maak dit net soveel makliker. Nou sê ek 2 is 2. Maal 3,14. Wat is daai waarde as 'n desimaal geskryf? Okay. Daardie 3,14 is 22/7 en dit is die desimale uitdrukking van pi. Goed, wat is die omtrek van daai sirkel DE? Gee hom gou vir my. Wat het jy gekry? 2,51. Ja. Yes. Goed. 2,51. Nou gaan kyk ek so lank na my formule. Nou sê ek daar, okay, daai lyn is met ander woorde 2,2. Daai halfsirkel is 2,51. Nou moet ek BK kry. Dis nou daai stukkie wat so aan die bokant opgaan. Hoe lank is hy? Lank genoeg. Skryf vir jouself 'n formule neer om te bepaal hoe lank hy is. Wat 'n formule sal jy gee om te sê hoe lank is BK? BK. Wat moet jy doen om BK te kry? Darren? 3,4 gedeel deur 2, ja. Hoekom wil jy sê 3,4 gedeel deur 2?
Is dit die 3,2 gedeeld door? Want Hoekom wil jy deel? aan hierdie kant... Nee, ek weet nie. Ek weet ook nie hoekom wil jy deel nie. Sê juffrou vir ons hoekom. Daar het jy 'n lyn. Hy is 3,2 cm lank, né? Ek wil weet, dis die teenoorstaande sy van daai reghoek. Ek weet daai as daar 3,2 minus 1,6. Dankie François. So BK is gelyk aan AF minus DE. Dus BK is gelyk aan 3,2 minus 1,6 en dit is 1,6. 1,6. O, Okay? Nou het ek vir BK. Nou kan ek in my formule gaan skryf. Okay? BK is 1,6. Wat kort ek nou nog? Ek moet nou FE kry. Nou hoe lank is FE? Skryf eers 'n formule neer vir jouself. Hoe lank is FE? Dit is, FE is gelijk aan KD plus... Ja, KD, want dis daai stukkie, né? Plus KN. Plus, okay, ons sit daar 'n punt, noem hom M, né? Plus KM, want ek tel mos nou daai stuk by en dan moet daai stuk bykom, dan het ek mos nou daai lyn. So FE is gelyk aan 3,4, né? Plus 1,4. 1,4. En dis alles vir my gegee. So werk gou daar uit 3,4 4,8. plus 1,4 is 4,8. En daar het ek FE se waarde en ek skryf hom in my formule 4,8. En nou, wat moet ek nou doen om die omtrek van daai figuur te kry? 'n eenvoudige bymekaar plus sommetjie. Wat is die waardes wat ek bymekaar moet tel? Tel gou bymekaar. 3,2 is AF. Plus 2,2 vir daai halwe bogie. Plus BK, dis daai reguit stukkie wat afkom, wat 1,6 is. Plus 3,4 wat vir my gegee is. Plus die ander bogie wat uitgesny is. En dit het ons gesê is 2,51, né? 2,51. Plus FE, né? Yes, dis 4,8. En dis 4,8. 4,8 en dit is gelyk aan 17,71 cm. ek was so naby 16 gekry. Ek het net vergeet om my ander by te plus. Die omtrek, het jy hom reg gekry François? Ek het die B, ek het die maar ja. Het jy meer of minder gekry? Ek het minder gekry, ek het 1 minder gekry. Okay. Kan jy sien dat dit dalk is omdat jy nie begin het met 'n formule nie? Yes. Kan jy sien dat as jy met die formule begin het jy hom reg gekry? Ek bedoel maar 17,71. 0,71. Die belangrike ding wat jy nou hier moet op fokus is hoe om logies te dink. En dit is wat wiskunde vir jou leer. Dit is wat wiskunde vir jou leer. Wiskunde leer vir jou hoe om 'n probleem logies uit te pak. Ag, en is dit nie mooi nie? Jy maak 'n formuletjie en dan prop jy die waardes wat jy kry in die formule in. Tjoef, tjaf, poef, boem, daar het jy dit. Dit is so pragtig. Ek wens die lewe was so netjies en aan mekaar en aan die kant soos wiskunde. Kyk net hoe beautiful is dit. Is dit nie pragtig nie? Kyk hoe mooi is dit. Goed. Nou, die tweede probleem was die oppervlakte wat jy moet uitwerk. Nou word jou benadering nogal nuttig, François, met die oppervlakte. Om vir jouself figure,
plat 2D figure te skep. Soos wat ek nou sou gedoen het, daar's 'n paar maniere. Jy kan vir jou 2 halfsirkels daar's jou 2 halfsirkels is die eerste 2 oppervlaktes wat jy moet uitwerk. So, en dis maklik want jy het klaar die radiusse uitgewerk by die eerste deel van die vraag. Jy weet die radius is 0,7 van die een sirkel en 0,8 van die ander sirkel. Jy kan vir jouself 'n notaatjie maak. Op jou skets kan jy vir jou sê, daar die radius, jy kan 'n lyntjie daar intrek en jy kan sê die radius en dit is 0,8 centimeter. En die radius van daai halfsirkel daar kan jy vir jouself 'n pyltjie maak. Dit is 0,7 centimeter. Goed. Nou kan jy besluit watse 2 reghoeke wil jy mee werk. Maar jy moet nou mooi kyk dat jy nie die 2 reghoeke moenie oor mekaar gaan nie, want dan gaan jou oppervlakte wat jy gaan uitwerk te groot wees. So die een reghoek wat jy kan gebruik is daai reghoek AF en dan moet ons daar vir ons 'n lyntjie insit wat kom ons noem hom sommer P, 'n punt. Ons moet 'n punt daar sit sodat ons kan praat van daai reghoek AFPB. Nee? Dis die een reghoek. En dan die ander reghoek moet ons vir ons hier 'n lyntjie intrek en sê reghoek KDEP. Daai reghoek. Dis die een manier om dit te doen. Die ander manier sou gewees het, jy kon ook gesê het, ek maak die onderste lang reghoek, kan ek gebruik, en dan het ek daarbo 'n vierkant. Nee? Daar's 'n paar maniere hoe jy dit kon doen, hoe jy daai figuur kon indeel. Die metode wat jy gaan gebruik, jy gaan die formule vir oppervlakte van 'n reghoek is lengte maal breedte. Kom ons begin deur 'n formule te skryf vir die probleem wat ons wil oplos. Kom ons begin. Wat is die formule om die oppervlakte van daardie figuur A te bereken? Dis nou vir vraag 1B. Asseblief ouens, gee vir my 'n formule Vir AB. om die figuur A se oppervlakte uit te werk. So ek gaan skryf die oppervlak van figuur A is gelyk aan. Skryf dit nou neer. Skryf vir my daardie formule neer. Kyk nou af hier by my. En dan doen jy nou wat ek doen. So die oppervlakte van figuur van die sirkel, kom ons doen die halfsirkel. Is wat? Wat is die formule vir die oppervlakte van 'n halfsirkel? Is pi maal radius kwadraat. Pi maal radius kwadraat, maar ek moet dit gedeel deur 2. Wat is pi? 3,14. Wat is die radius van daai sirkel? Is 0,7. 0,7 maal 0,7 is 0,49. En ek moet dit deel deur 2 maal 3,14 is gelyk aan. So die omtrek van daai halwe sirkel is 0,77 vierkante sentimeter. Ek het daai. Goed. Die oppervlakte van die tweede halfsirkel wat ek ook wil uitwerk, van die halfsirkel DE gaan wees, selfe formule, pi radius kwadraat gedeel deur 2, dis 3,14. Die radius van daai sirkel het ek uitgewerk is 0,8. So dit gaan vir my gee 0,64 gedeel deur 2. So die oppervlakte van daardie halfsirkel is 3,14
maal 0,64 gedeel deur 2. Is dit reg 1,1 vierkante sentimeter? Agtergrond is dit mos 1,01. Nee, want jy het 'n 1,001. Ja. Maar ons werk net tot 2 plekke na die komma. So, dis 1 centimeter. Nou kan ons wat is die formule, Douglas, vir die oppervlak van 'n reghoek? 2 en ek is lengte maal breedte. Daar is die omtrek. Dis die omtrek. Oppervlakte is lengte maal breedte. Die oppervlakte van die reghoek A, B, P, F is gelyk aan lengte maal breedte. Die lengte van daai ding is 3,2 maal met sy breedte is 1,4. So die oppervlakte van die eerste driehoek is reghoek 3,2 maal 1,4 4,48 vierkante sentimeter. 4,48 dis myne. Joune mag dalk anders wees want jy mag dalk ander figure gebruik het. Ja. Die Ek het dit eintlik reg, ek het hom reg gevra. Nou my baas. Die oppervlakte van die ander reghoek is KDEP is ook lengte maal breedte. Sy lengte het ons uitgewerk of is vir ons gegee 3,4 en sy breedte is 1,6 en toe ek laas gekyk het was 3,4 maal 1,6 gelyk aan 5,44 vierkante sentimeter. En nou vat ek my waardes en ek sit hulle in my formule. Die oppervlakte van die kom ons doen hom nou sistematies. As ons nou daai stukkie se oppervlakte wil uitwerk, dan moet ons sê dis 5,44 minus 1. Stem julle saam? En dit gee vir my 4,44. Met ander woorde, daai stukkie van die figuur se oppervlak is 4,44 vierkante sentimeter. En die ander een gaan wees 4,48 vierkante sentimeter. 4,48 vierkante sentimeter plus die oppervlakte van daardie halfsirkel wat 0,77 vierkante sentimeter is en dit gee vir my daai figuur se oppervlak is 5,25 vierkante sentimeter. Daarom is die totale oppervlakte van daardie figuur 5,25 plus 4,44 en dit gee vir my 9,69 vierkante sentimeter. No. Sien, as ek nou net te dom was, dan sou ek dit dalk reg kry. 9,69 vierkante sentimeter. 9, 69. Wat het jy gekry daar? Ek ons moet aan. Ja, volume. 6, 9. Okay, ons sal gaan kyk waar het jy die fout gemaak. Kan jy sien waar jy Nee, waar het jy 'n fout gemaak? Wat ek het het jy nie daar verkeerd? aangetrek nie. Jy het dit nie afgetrek nie, jy het bygetel. Ja. Dis 'n maklike fout om te maak. Ek weet waar my fout was. Want ek het weer Opgetel, bygetel. Okay, om daai stukkie by te tel is 'n maklike fout om te maak. Jy moet mooi dink, jy Ek moet het nie daai fout gemaak nie. Wat het jy gedoen? Gemaak van ek het die reverse radius gebruik nie. Ai, het jy die middellyn gebruik as jou radius? Ek het Wat hele het- ander vertel. Ek wat weet het nie jy waar ge- ek dit nou gekry het. Weet jy, dis erg. Dis erg. Tog. Wat se waarde het jy gebruik vir die radius van die sirkel? Hier dan. Jy sien, François, 1,257. ook goeie gom, ek weet nie waar jy daar aangekom het. Dit is hoekom dit belangrik is dat mens met jou formule begin. François, as jy met jou formule begin het en as jy mooi uitgeskryf het wat is ek besig om uit te werk, né? En as jy begin wanneer jy met 'n sirkel dan skryf jy wat is die waarde van R?
dan skryf jy, in hierdie sirkel is die radius dit. En jy werk sistematies met 'n plan, dan maak mens nie sulke foute nie. So dit is wat jy nou moet oefen, nê? Hy gaan. Right, Dian. Hierdie figuur was reeds benoem. Dis jou ice cream cone. Dis die omtrek vir die halwe sirkel. A, Ek R, beteken verkeerd. C, B, daar het ons 'n 90 grade hoek, daai twee is ewe lank, daai twee is ewe lank. Goed. Hulle sê vir ons dat lyn AC Ek weet. Quote jy. Ja, ek weet my job. Hulle gee vir ons AC is gelyk aan 12 cm en BR is gelyk aan 14 cm. Goed. Ek dink die been. Sê vir my watter lyne, wat is die formule wat jy vir jouself gaan neerskryf, Douglas, Omtrek. om die omtrek van daardie figuur te bepaal? Ek sê bro, ek gesê. Ek wil eers hoor wat het Douglas gesê. Dis 'n 2 pi radius. Okay, maar ons wil die omtrek van daai hele figuur bepaal. Begin met daardie formule. Wat moet jy alles bymekaar tel? AC, AB, BC en BR. Nee. Ja. Die omtrek van die figuur. Teken asseblief vir my met hierdie pen, met hierdie kleurpotlood kom trek vir my die omtrek van hierdie figuur om. Maar ek moes gesê wat jy vir moet kry is. Dit is dit nie so nie. A, C. Dis nie deel van die Oh. omtrek nie. Die omtrek is die buitelyne. My bad. Jy benodig A, B, Jy yes, benodig ja. A, B en dan A, C die geboorlyn. plus B, C en dan die geboelyn Nee, ek het dit amper reg. C. Right. Dis wat ek nodig het. So wat het ek weet ek hoe lank is AB? Ja. Nee. Nee, ek weet sorry, nie hoe ek lank het is hom. AB nie. Sorry. Kan ek uitvind hoe lank is AB? Hoe gaan ek dit doen, Janey? 12 deur 2. Stelling van Pythagoras. Nee, dis maar. Goed. Want ek het 'n reghoekige driehoek hier. Gee vir my die stelling van Pythagoras vir die driehoek ARB. So dit gaan wees A kwadraat plus In driehoek ARB is. En gee dit vir my vir daardie driehoek. So jy kan nie sê A kwadraat ons plus sal begin met die formule. Sny dit vir my. maar vir daardie driehoek. Soos A R B driehoek A In driehoek ARB is A kwadraat waar is A kwadraat? Wat is A kwadraat? Doen dit as sye, doen Nee. dit as sye, doen dit as sye. Daar is nie 'n A kwadraat nie. Dan moet jy AB Jy kwadraat. dankie baie. Ek het AB kwadraat plus BC kwadraat. Daar kan nie 'n B is, daar is nie 'n C nie. Daar is nie. O, sorry, okay, maar En jy kan nie sê AB kwadraat plus nie, want AB kwadraat is die skuinsy. Wat het jy gesê, Janey? ek koop. Nee, tree my af. Ek tree Okay, af. wat het jy gedoen? Ek het nie dit geskryf AB plus byvoorbeeld AR is gelyk aan. Wat het jy gedoen om vir Jy raseer R kwadraat om plus vir- RB kwadraat is gelyk aan BC kwadraat. Ek dink daai is verkeerd doen. Ek weet. jy het dit net vir die ander driehoek gedoen? Dis moontlik? Okay. Watter is die skuinssy in driehoek ARB? wat jy die skei sê. Ons het gister gedoen. Sê vir my. AR. Nee, AB. Nee. AB. AB is die skuinsy. Hoe weet 'n mens watter een is die Wat die skuinsy? 90 grade dingetjie Lê is. is Oorkant, oorkant hom. Ek kan dit daarom onthou. Met ander woorde, François, baie mooi. Wat is die stelling van Pythagoras vir driehoek ARB? Vir ARB. Ja, En ek laat bedoel juffrou soos wat is die waarde is. nee. Skryf die stelling van Pythagoras vir driehoek ARB.
Gee vir my dit. Jene. AB kwadraat Ja. Plus. plus Ons het Nee. nie AB nie, ons het Nee, dit is nie dit het nie te maak daarmee of jy vir AB het of nie as dit het nie. AB2. Dis AB kwadraat Ja, dis is dit. die skynsy. Met ander woorde, hy is gelyk aan iets. Ja. Hy is gelyk aan wat? Kyk op die skets. AB kwadraat is gelyk aan Uh BR kwadraat BR kwadraat plus RA kwadraat. plus RA kwadraat. Ja. Baie Ja. dankie. Hou dit. Nou kan ek dit mos uitwerk want ek weet hoe lank is BR. Hoe lank is BR? 14 cm. So ek het 14 kwadraat. Hoe lank is RA? 6 centimeter. 6 cm, want dit is AC gedeel deur 2. Met ander woorde, AB kwadraat is gelyk aan 14 maal 14 en dit is 196 plus 36 200 en dit is gelyk aan 232. kwadraat. Nee. Nee, Voor. AB is dus gelyk aan die vierkantswortel AB. red en my. dit is 15,23. Oh ja, jammer. 15,23 cm. Nou het ek vir AB. Nou, in die halfsirkel, nou gaan ek die omtrek van daai halfsirkel maak. In die halfsirkel AC of ARC is die omtrek gelyk aan wat? 2 pi radius. Punt vir dit. En dit is gelyk, wat is die radius van daai sirkel? 6. 6. Ja, ek het 7 juffrou. 2 maal 3,14 maal 6 en dit gee vir my 2 maal 3,14 maal 6 37,68. 0,68. Wel, 6 maal 2 is 12 maal 3,14 Hoe moet ek even laat doen? gedeel deur 2. Dan moet ek dit deel deur 2. Om Oh. Mag hier binne wees. 18,84. Het julle dit gekry? Ek het 18,85 gekry. Ek het Presies wat jy 18,86. doen. Werk uit wat is 2 maal 6 maal 3,14 asseblief? Ek moet jas my kop. 2 maal 6 maal 3,14. 2 maal Geen jong. 6 maal Stuur dit op na. 3,14. Darren, werk uit. Ek het uitgewerk. Wat is 2 maal 6 maal 3,14? 37,68. En deel dit deur 2, 2 maal 6 maal 3,14. 3,1 Wat kry jy? gedeel deur 2. Dit is 18,84. Nou weet ek nie waar het julle by al die ander waardes uitgekom het. En daar het ek nou ja, ek weet nie hoekom wil jy dit so doen nie. Hoekom wil jy nie net jou sakrekenaar gebruik nie? Ek is 'n regte, wat is ek? 'n kwart. So, wat is die omtrek van daardie figuur? Dis Nie daai nie. 18,84 plus 15,23 plus 15,23 en dit is 49,3. Jy duur. 49,3 centimeter. En nou die oppervlakte? Dit kan nie eens. Nee. Die werk nou nog as nie. Dian, wat is die formule vir die oppervlakte van 'n driehoek? Half. Hakkies. Breedte maal loodreg. Wat se driehoek gaan ons uitwerk? Oppervlakte van driehoek ACB Ja, is 'n half hakkies, Ja. breedte
maal loodregte hoogte. Is dit die basis? Basis, ja, wat ek maal loodregte Loodregte hoogte. hoogte, ja. Weet ek wat is die basis van daai 3? Kom ons begin by die loodregte hoogte. Douglas, wat is die loodregte hoogte van driehoek ACB? 14. Right. As RB die loodregte hoogte is, dan moet dan moet AC die basis wees. Ja. Jy kan nie nou sê AB is die basis nie. Want die basis en die hoogte praat met mekaar. Met ander woorde, die basis moet AC wees en AC is 12 cm. Okay, maar ek het gesê 12 maal 14. En dan is dit reg. Ja, dus ek nou weer probeer sê dit. Maar 12 maal 14 is 168 gedeel deur 2 gedeel deur is 84 cm is kwadraat. 84 centimeter. Hoeveel punte tel hy 84 vierkante Hoeveel centimeter. punte tel hy vraag? Ek gaan nou vir jou sê. Gee sommer my 6, want ek kom net alles reg. Goed. En die oppervlakte van die halfsirkel? Is hopelik het ek hom ook reg. Van die halfsirkel ARC is pi maal radius kwadraat. Wat is die radius van daai sirkel? Daai Darren. 7, 6. 6. Sê ek het hom verkeerd ook. En wat is 6 maal 6? 36. 36. So as ek 36 maal 3,14 het, is die oppervlakte van die halfsirkel, moet ek nou nog deel deur 2, né? Moenie vergeet van die deel deur 2 nie. Dis 113,04 gedeel deur 2. Dit is 56,52 vierkante centimeter en daarom is die oppervlakte van die figuur gelyk aan 84 vierkante centimeter plus 56,52 vierkante centimeter en dit is 140,52 vierkante centimeter. Ja. Nee, ek kan Right. 4 punte gee vir daai een vraag, maar dit is die oppervlakte. Ek ken dan Ek was so naby aan die blaai.